Good morning. En ek weet daar is nog heel wat van julle wat seker ook nog sukkel om die monde toe te hou, want 'n ou gaap is lekker die tyd van die oggend en jy sukkel dik om met daai slaap uit die oë te vee. Maar ons is hierso. Hallo julle. Hi, julle. Groot goeiemôre and also then a huge congratulations to Bafana last night for the first time in 24 years. Sure. They actually qualified for a World Cup. Want toe ons dit moes nou aangebied het, there was no reason for us to qualify. So, well done, Hugo Broos and the boys. Ons baie trots op julle. In vandag se episode van Goeiemôre, Good Morning gaan meer skop as Bafana en 'n dubbel espresso. Ons gesels met die bekroonde aktrise Candida Mosoma oor haar nuwe kinderboek. Arnold gesels met die hoof van die Stellenbosch Akademie vir Sport, Ernst Joubert. Ons verken heerlike Indiese geregte. Elvis Blue gaan ons ook kom vertel hoe hy fietstrap om kinders in nood te help. En DJ Elster kom gesels oor sy remix van 'n Spoegwolf treffer. Maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies en vanoggend is dit Pieter se beurt. En ek gaan begin met hom. Luister, ek wil net gou by julle hoor, nee. Ek gaan hom in twee split, maar ek wil oor die een gesels vandag. Is dit vir jou maklik om verskoning te vra? En is dit vir jou ook goed as iemand vir jou kom om verskoning vra, as hulle jou dalk te na gekom het met iets of? It's not easy for me to apologize because I always think I'm right. So Is dit 'n vrou ding? No, it's a me thing. Dit is vir my moeilik om jammer te sê, want ek is altyd oortuig dat ek reg is. En die tweede antwoord op jou tweede vraag is, as iemand vir my om verskoning vra, then I'm always vindicated. Dan is ek soos, Told you. sien jy wat ek gesê het, Elsa? Ek is 'n vredemaker. Ek dink dit is een van my pa se eienskappe wat ek gekry het. So ja, selfs al voel ek nie noodwendig ek is verkeerd nie, sal ek altyd eers gaan probeer vrede maak. Dit pla my as iets nie lekker is nie. People pleaser. Hoekom vra jy Pieter? Okay. Ek is ook maar 'n people's pleaser en ek vir my konflik. Dis hoekom ons nooit vas sit hierso nie. Jy sien as jy nie met my gedig of tevrede is met wat ek doen nie, dan vat ek jou as 'n pad. Ja. Jy het al gesien. Wel, stel jou voor, iemand het jou gevoelens seer gemaak, 'n sperdatum gemis of met iemand uitgemaak, en in plaas daarvan om self jammer te sê, hier jy iemand anderste, om dit namens jou te doen. Dis geen vreemde idee nie, en weet julle in watter land is dit wel van toepassing? Raai mooi, Japan. Kan jy nou meer? Ja, daar is dit 'n regte besigheid. Die sogenaamde Shasai Hoko agentskappe. Moet ek net vir julle sê wat beteken Shasai Hoko? Dit beteken dis 'n agentskap vir groot prinsesse. Hoko is groot prinsesse. Nou ja. Hulle bied 'n unieke diens aan. Hulle lewer verskonings namens kliënte, persoonlik, oor die foon of per brief. Hierdie agentskappe tree op as emosionele tussengangers met dienste wat wissel van formele, gesoute verskonings tot selfs akteurs wat kan huil om opregte berou te toon. Agter die vreemde verskynsel lê 'n diep kulturele kode. In Japan is 'n verskoning nie net om skuld te erken nie, maar om harmonie en respek te herstel. Tog plaas die verwagting groot druk op mense wat skaam is, konflik vir my, of eenvoudig nie weet hoe om jammer te sê nie. Nee, dit is waar die agentskappe intree. Kritici meen dit maak verskonings minder eg en meer kommersieel, terwyl ander dit as 'n praktiese oplossing sien in 'n samelewing waar vorm en eer belangrik is. Hoe's daai? Daar is ook 'n agentskap vir alles in Japan, né? Ons het 'n paar maande terug daai storie gedoen oor die agentskappe daar wat jou kan laat verdwyn. So as jy jou lewe net wil oorbegin, dan there's a place that you go to and then they make a whole new life for you and you just get lost in Japan, I guess. En onthou julle die ouma wat 'n mens kan huur om vir jou te kook of net geselskap te hou, ook in Japan. I think this is a horrible idea. Because I'm not going to think that your apology is actually to be believed at all if you can't come and do it yourself. Ja, as ek nou vir iemand betaal om te kom jammer sê vir Pieter, you're not going to get that apology from me. You're getting it from 'n tussenganger here that's not going to... Veral omdat jy die persoon mos nou ken. Jy ken my karakter, ons ken mekaar, en as jy nou namens iemand anders dit doen, dan gaan ek ook mos nou sê, ag nee man, kom aan.
ek stem saam met julle. Ek dink dit is nie vir my so opreg soos wanneer 'n mens dit in persoon doen of dan nou self net 'n brief skryf, jy weet, of 'n boodskap stuur of so nie. Maar dalk is daar nou 'n besigheidsplan vir ons. Kom ons begin dalk met so iets hier in Suid-Afrika. Ja, ek wonder of dit deel is van ons kultuur for that matter, I don't know. Emotional outsourcing. We now can, there's like a job for everyone now. As dit nie KI is nie, is dit 'n agentskap wat iets namens jou kan doen. Ek dink nie 'n verskoning moet van iemand anders afkom nie as jy die persoon is wat eintlik die oortreding gedoen het. En ook nie kunsmatige intelligensie nie, want ek weet mense gebruik soms dit. No. Tara Shasai Hoko. Ja, Nee, Pieter, jy is 'n bok vir sport. Het jy al gaan 4x4 doen? Ek het dit alhoewel ek dit nie self gedoen het of hier en daar self bestuur het nie, is ek baie keer as 'n gas saam met 'n 4x4 voertuig gewees. Baie interessant, maar ek het nie. You either like it or you don't. Ek is nou nie gebou vir 4x4. En watter tipe hindernisse het jy al daar gesien op sulke trippies? Obviously die hele lot, maar die mees vreesaanjaende is gewoonlik wat jy opgaan met 'n opdraand. Jy kan nie regtig sien wat bo gaan gebeur nie. Sê die ouens maar net hou jou wiele reguit op draai bietjie hierdie kant en dan hoop jy maar vir die beste aan die ander kant. Ja, wel in vergelyking met wat hierdie bizarre nuwe motorsport is, klink dit eintlik vir my redelik veilig. Okay. A thrilling new motorsport is driving car fans all over the world to flood their social media feeds. Imagine a giant concrete bowl filled with soapy foam, where drivers in everything from SUVs to microcars, even semi-trucks, battle to climb out of the slippery trap. The sport that originated in China is nicknamed foam pittery for the Shaanxi cornucopia. That event is chaotic, hilarious, and addictive to watch. The goal is simple: drive in and then try to get out. But the slick walls and zero traction make it almost impossible. Engines overheat, cars spin helplessly, and crowds cheer every dramatic fail. The sport's charm lies in its anything goes attitude. Anyone can join, no fancy cars or fancy licenses are required. A muddy version in Wuhan adds another twist, replacing foam with thick sludge that traps vehicles like quicksand. Though its origins are unclear, the Foam Pit Challenge has gone viral on TikTok, YouTube, and X, with fans calling it the world's wildest car wash. So jy sê iets doen? Dit lyk vir my baie meer pret as hierdie ernstige pas op vir die klippie randjie. Pedal to the metal laat ons uit. Elsa, ek voel jy sou dit baie geniet. Beslis. Ek het al deelgeneem aan 4x4 hindernisse, ook al mense ore aangesit met 'n ou pypkarretjie soos wat ons daarna gewys het. En daar was selfs 'n stadium waar dit so oor 'n klip so rondgewieg het en hulle ons moes kom uithaal het. So en ek is al deur modder ook. So ek het 'n foto as bewys. So nee, ek sal dit definitief probeer. Dit lyk lekker. Jy sê dit ook doen. Dit lyk baie lekker. Baie lekker. Hulle doen ook, ek weet ons het nou gepraat oor die karre, but there's also like a one that you can do on your feet where the walls are not slippery, but it's like a kind of like a hole that's shaped like that and you've got to figure out gravity to get you out of it. So much fun. Ek dink hulle alles is net pret in Asië. They just make a game out of everything. Ja, en ek dink dit gaan alles oor daai beheer wat 'n mens net moet hê. Ja, jy weet, oor jou voertuig. Maar nietemin, ons het 'n kompetisie vir die nie so oulike troeteldiere. Ek dink natuurlik elke troeteldier is oulik, maar as jy 'n donkie, kat, hond, perd of akkedis het wat amper mooi van lelikheid is, besoek ons Facebookblad en skryf hom in vir ons lelik en trots kompetisie en jy kan 'n R1000 teikenlaat koopbewys wen. Goed, so bly ingeskakel want net hierna kuier ons verder. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en soos wat Pieter altyd sê, dinge gaan nog lekker. Ons is nou weer terug.